Elke liewe boorgat wat jy boor, ons kan nou hierdie ene hier boor. Ons kan sy samples uitgooi, ons kan 10 meter verder skuif, dan sal sy formasie weer heeltemal anders wees. Elke boorgat het sy eie storie wat hy vertel. As ek nou weet ek nou waar is noord, en ek gaan nou net hier so staan, dan hou ek hom in daai rigting, en hy gaan vir my wys wat ek kant toe is, water op hierdie perseel. So daar wys hy vir my. En ek sal voorstel as daar geboor word, dan boor as dit hier so. Dis die plek waar die water kom. Met die meeste van die waterwysers en geoloë, daai wat hulle kry, wat in die ou term het hulle gesê, dis 'n aar, maar dis 'n breek. So waar die breek inkom, of die aar inkom, is waar die kontakpunte kom. So hulle tel definitief 'n kontakpunt op. Maar die ding is nou, om daai kontakpunt lê gewoonlik in jou plate, daar waar jou plate loop. Jy kry al jou sagte formasie bo. So jy boor net deur al hierdie sagte formasie tot binne in jou klipbank. Nou in jou klipbank kry jy wat hulle noem 'n pocket. En dit is daar waar jou water lê. Nou dit kan wees of 'n ondergrondse meer of 'n ondergrondse rivier wat daar loop. Of dit kan dalk net water wees wat daar opgegaar het. Jy sien my regterhand beweeg. Hy trek hom soos 'n magneet. Dan weet ek die water kom van daai kant af. En dan sy diepte. Ek het nou hier so sy middelpunt. Ek kan enige rigting gaan. Sien, 40 meter. Dan gaan ek hom daar slaan. Is omtrent so 18 meter nou al in. En dit is nog alles sagte formasie. So gewoonlik waar mense die water kry is waar hy kontak maak tussen waar die sagte formasie op die klip kom. Op die toring self is daar merke wat wys elkeen is 'n meter. So elke meter gooi ons 'n sampel sand uit. Nou daai sampel kan 'n ou bepaal, hoorie, dit is hoe jou infrastruktuur onder op die grond lyk. Waar jou sagte formasie is, waar jou harde formasie is. Baie mense, omrede daar nou stof is die eerste, kom ons sê maar 30 of 40 meter afhangende van wat gebeur, skrik hulle. En dan kan 'n ou die water mis. Jy kan hom mis met 3 meter, jy kan hom mis met 4 meter. Jy weet nie waar lê die water presies nie. En daar's nie iemand wat vir jou presies kan sê, daar is die water en jy gaan water daar kry. Alright, ons het nou 'n breek opgetel op 76 meter, waar die stof minder geraak het en die klip het begin klam word met klei wat gepak het om die klippe. So dit is 'n goeie teken dat daar water is. Maar soos ons nou dieper gegaan het, het hy weggegaan. So dit is een van die breuke wat hy opgetel het met sy instrumente. So die goeie ding is dat ons nou moet kry, ons moet nou bepaal, daai kan dalk sy watervlak gewees het vroegere tyd, wat nou met die droogte en goedes het hy dalk nou gedaal. So die goeie ding is ons moet nou afgaan, dieper gaan boor om te gaan kyk of ons nie nou die watervlak kan optel. En dan van daar af moet ons die sand boor, waar die water kan opvang waar hy in sy pomp kan hê. Hy pak nog mooi saam aan die klip, is nie 'n dooie klei wat sommer net afval nie. Ons is nou 85, gaan nou 85 op hierdie stap. Ons gaan tot so 100 meter om te kyk wat aangaan. Hierdie laaste paar meter hierbo, al wat verander het was ons gesigsuitdrukking. Ons gesigsuitdrukking. Ja. Sien jy nog lekker die gat plaan? Dit bly nog die hele tyd. Daai wat ek nou gewys het, wat hy hom so 'n bietjie optrek in hy sak ons, net om seker te maak die hamer is nog los. Ja. As jy nou moet kyk, byvoorbeeld hierdie gat nou, wat jy gaan kyk, jou eerste 15-20 meter was sand gewees. Toe kry ons harde klip. Toe ons deur die harde klip toe raak hy weer verbrokkel. En op 100, dit was omtrent op 40 meter. Toe die customer al bietjie begin twyfel. En toe het ons deurgegaan 60 meter en op 104 toe kry ons 'n breek. Maar dis soos ek sê, elke ene op daai 104 was die klip baie verweerd.
En daarna het ons deurgegaan en ons het nog stof gekry en toe kry ons nou die groot breek omtrent op 100 en wat was ek gewees, 120 daar rond. Dit is nog water gekry. Ek is meer as tevrede. Dit was 'n groot sukses geweest. Hoe voel jy nou oor die water? Ek smaal so.